eers die teks lees, want dit sluit aan by die teks vanoggend en ek wil hê die kinders moet ook die teks hoor. Ok, en daarna gaan julle lekker sondagskool hê. So kom ons lees die teks, is Romeine 7, vers 14 tot 25. En vanoggend se tema is die innerlike stryd. Die innerlike stryd. Verlede week het ons gesê, as reëls nie genoeg is nie. As reëls nie genoeg is nie. En nou kyk ons na die innerlike stryd. Ek dink as ek reg het, is die 2020 vertaling, vir die wat dalk gewonder het. So, ek kan nou nie mooi onthou nie, maar ek glo so. Ons weet wel wat die wet, of dat die wet geestelik is. Maar ek, in my sondige aard, is uitverkoop aan die sonde. Ek verstaan my eie optrede nie. Wat ek wil, doen ek nie. Maar juis wat ek haat, dit doen ek. As ek dit doen wat ek nie wil nie, gee ek toe dat die wet goed is. Nou is dit egter nie meer ek wat dit doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie. Dit wil sê in my sondige aard nie. Die wil bestaan wel by my, maar die doen van die goeie nie. Die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. Dus vind ek hierdie wet. Wanneer ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. In my diepste wese verbly ek my oor die wet van God, maar ek sien 'n ander wet wat in my ledemate, my liggaam, oorlog voer teen die wet van my verstand en my krygsgevange geneem het deur die wet van die sonde wat in my ledemate, my liggaam is. Elders, 'n ellendige mens. Wat is ek? Wie sal my tog red uit hierdie doodsbestaan? Aan God die dank, deur Jesus Christus ons Here. So dien ek self dan met my verstand die wet van God, maar met my sondige aard die wet van die sonde. Net tot daar. Daar is ook 'n mooi karretjie, né? So kom ons kyk gou-gou. Ek het hier nou hierdie ou karretjie gebring en man, hy ry baie lekker. Kom ons kyk gou. As ek hierdie knoppie druk, daar gaan hy dan vorentoe, né? En as ek hierdie knoppie druk, dan gaan hy agtertoe. Maar hierdie karretjie doen partykeer dinge wat ek nie verstaan nie. Julle moet nou mooi kyk, hoor. Ek wou hy moet reguit ry. Daar gaan hy skeef. Kom ons kyk weer. Nee, stop. Weet. Die gemeente sal sê, ja, nou weet ons hoekom jy in so baie ongelukke is, nee. Kom ons kyk weer. Hierdie karretjie wil net nie doen wat ek wil hê hy moet nie. Nee. Nou weet hulle dit is waar. Wat dink julle is die probleem? Wat dink julle is die probleem met die karretjie? Iewers is hy draaikies deur mekaar. Want as ek die regter knoppie druk, het hy regs draai, dan draai sommer links. Gelukkig werk vorentoe en agtertoe daarom nog so op 'n manier, né? Dit werk nogal baie goed uit. Maar
Dit is presies wat ons teks wat ons gelees het vanoggend sê. Jesus sê, ons wil baie graag die regte ding doen. Ons wil soos hierdie karretjie vorentoe gaan wanneer ons moet vorentoe gaan. En ons wil graag soos hierdie karretjie agtertoe gaan as ons wil agtertoe gaan. Maar partykeer is daar in ons 'n ander ding aan die gebeur. Wat maak dat as ek vorentoe gaan, ek wil regs draai, ek skielik links draai. En as ek vorentoe wil gaan, en ek wil kom ons sê regs draai, nou, dan gaan ons daarom 'n bietjie regs hierdie keer. Okay. Maar ek wou vorentoe gaan en toe het hy agtertoe gegaan. Ja, hy moes vorentoe gegaan het, maar hy het nie. Dis hoe dit met ons ook is. Hier binne in ons wil ons alles doen wat reg is. Ons wil graag doen wat mamma en pappa van ons vra, elke dag, is ek reg? En wat die juffrou doen, vir julle sê om te doen, julle wil tog nie die stoute goed doen nie, wil julle? Wie wil nou stout wees? Steek jou hand op. Nee, ek het nie gedink ek gaan een wees wat wil stout wees. Maar is julle partykeer stout? Kan maar eerlik wees, hoor. Steek jou hand op as jy ook partykeer stout is. Die gemeente ook, hoor. Julle moet hoog opsteek. Ja, ons almal doen goed partykeer wat ons nie wil nie. Al wil ons die goeie doen, is daar tye wat ons net elke keer die slegte ding doen, en dan is ons half kwaad vir onsself, dat ons die slegte gedoen het. Daar's baie keer hierdie innerlike boksgeveg hier binne in ons. Partykeer is die slegte ding so lekker, en die goeie ding so sleg, dink ons, dan doen ons maar eerder die slegte. Terwyl ons weet, dit was verkeerd. Dis wat die teks sê. Enige vrae? Okay, Sondagskool toe, geniet dit. Vriende, terwyl hulle uitgaan, gaan ons wie van u het al ooit besluit, nou gaan ek reg eet? Dis gewoonlik 'n nuwejaarsvoorneme, né? Ek gaan nou gewig verloor, nou gaan ek reg eet. Man, en dan daai eerste geleentheid waar daar koek en tee is, en sê hy, ag nee wat, ek gaan net hierdie een keer dit nie doen nie, né? En dan kom daar 'n tweede keer, en sê jy vir jouself, ek het nou mos een keer, dit was nou nie so erg nie, ek sal sommer nog 'n tweede keer dit ook maar doen, né? En as jy nou weer by die einde van die jaar kom en behoed jou, jy weeg jou. Sien jy nie wat hierdie triek het nie gewerk nie. Wat ek wou gedoen het, het ek nooit by uitgekom nie. Die ander ene is wat ons gewoonlik doen. Ons neem 'n gymlidmaatskap uit, né? Ja, ons gaan nou fiks word. Ja, en vir 'n week of so sal ons gereeld gaan gym. En dan sê ons wel, die lewe gebeur, ek het besig geraak. En 'n maand gaan verby, 'n tweede maand gaan verby, jy dink by jouself, ja, ek moet by die gym uitkom. Ek moet by die gym uitkom. Ek gaan vandag gaan ek gym. Kom vandag. Ja, dit was 'n rowwe dag by die werk. Ek kan nie gaan gym nie. Maar elke maand betaal jy jou fooi vir die gym. Kos jou geld. Maar jy kom nie ooit by die gym uit nie. Ken julle dit? Ja, dit is baie bekend, nie. Ons almal ken dit baie goed. Sien, die probleem, as 'n mens na hierdie twee voorbeelde kyk wat ek gebruik het, en ook die enetjie van die karretjie, is dat die probleem is gewoonlik nie buite ons nie. Objektief gesproke
sou ons graag wou bly by dit wat ons voorgeneem het. Ons sou graag die dieet wou bly volg. Ons sou graag die lidmaatskap by die gym nie net betaal nie, ons sou ook wou gaan. Maar aan die binnekant, binne in ons, is daar baie keer 'n gebrek aan wilskrag en motivering om deur te druk, om die regte ding te doen uiteindelik. Sien vriende, om te weet wat goed en wat gesond en reg is, maak dit nog steeds nie op die ou end moontlik om te doen wat reg en goed en gesond is nie. Om dit bloot te weet dat om te gym my gesond gaan hou, gaan my nie gesond hou nie. Daarom roep Paulus in hierdie teks uit, en ek gaan nou met Paulus 'n bietjie, saam met sy teks 'n bietjie werk. Daarom roep Paulus uit, iewers in die teks, elendige mens. Dis mos hoe ons ook voel as ek nou nie by die gym uitgekom het nie, elendige mens. As ek aan die einde van die jaar kom en ek het nie by die dieet gebly nie, dan sê ek, elendige mens. Ek kry ook net nooit niks reg nie. Hier, in hierdie konteks roep Paulus dit uit in terme van om reg te leef voor God en om nie reg te leef voor God nie. Die sonde wat 'n geweldige mag in sy lewe is. En hy sê, wel, dit wat hy doen, dit doen hy nie. Nee? Ons sien dit later. Hy wil graag die goeie doen, maar hy doen net die slegte. En ek dink is baie belangrik dat ons een ding baie mooi moet besef, as hy uitroep, elendige mens, is hy nie hier besig om 'n konklusie te maak oor sy menswees, oor wie hy is. Hy is nie besig om 'n streep te trek deur die feit dat God hom na sy beeld geskaap het. Dis nie wat hy doen nie. Hy roep uit oor sy vermoë as mens. Hy is lewensmoeg, sou ou eintlik ons sê, vir hierdie ewige stryd waarbinne hy homself bevind, tussen die reg en die goeie, wat hier binne in hom woed, met die slegte en die verkeerde. Hy is moeg. En ek dink ons beleef dit ook baie keer. Ons weet wat reg is, ons probeer doen wat reg is. Ons probeer ons lewe reg leef, maar dan het ons partykeer net hierdie stryd hier binne in ons. En ons is moeg. Ons kom op 'n punt waar ons sê, wie ek is moeg vir hierdie stryd. Ek het nie meer lus om die hele tyd te wonder, doen ek die regte ding, doen ek die verkeerde ding, hoe moet ek maak, wat sal ek maak nie. En party ouens sal dan sommer die handdoek ingooi en sê, ag nee wat, nou leef ek net as ek wil, en ek doen net wat ek wil. Ek moet die lewe geniet, ek leef net een keer. Die jong mense het 'n uitdrukking, hulle praat van YOLO, you only live once. Jy al gehoor by julle tieners? You only live once. Bedoelende, jy kan doen net wat jy wil, want jy lewe net een keer. Wie sal my verlos van hierdie doodsbestaan? Ek elendige mens, vra Paulus. Hy is moeg van weer en weer en weer probeer.
En in vers 14 spring Paulus weg waar hy eintlik in die vorige gedeelte wat ons verlede week gelees het, geëindig het. En hy herinner ons aan wat die wet eintlik is weer. En hy sê vir 'n oomblik, wag net 'n bietjie. Die wet is geestelik. Die wet is, hy wil amper voorkom dat daar so 'n anti-gevoel teen die wet moet ontstaan. Waarin almal sê, ag kom ons los net die wet, want die wet laat ons net skuldig voel, en ons hoef nie skuldig te voel nie, want God het ons mos nou vrygekoop, en ons is vry van alles. So kom ons vergeet nou van die wet. Dan sê Paulus, nee, ons moet onthou, die wet is geestelik, en ons kan nie die wet net sommer afskryf nie. Onthou julle wat het hy in vers 13 gesê? Hy het gesê die oorsprong van die wet reflekteer God se wil. Is in lyn met wat die Heilige Gees wil, en dit sal ons volgende Sondag sien. Die probleem is nie die wet nie, sê Paulus. Want teenoor hierdie wet is daar die vlees. Hierdie vlees is die menslike bestaan onder die mag van die sonde wat oor hom is. Nou is ons wakker. Ja, nou die dag, ek lê ons op die bed, nou onderbreek ek myself. Ja, maar daar's 'n donderslag, nee. Dit voel asof hy binne in die huis slaap. Maar ek skrik so groot, jy hoor net 'n woord of 10. En ek hop so op en af op die bed. Karika vra, wat's fout? Wat's fout? Ja, laag gelaag. Teenoor ons is daar die vlees, die menslike bestaan wat onder die mag van die sonde is. En vriende, dis vir my baie interessant, die Griekse woord wat Paulus hier gebruik om te praat oor die vlees, is die woord wat gewoonlik gebruik word om letterlik na die lyf te verwys. So Paulus wil vir ons kom sê, sonde is nie in die gees nie. Sonde gebeur in jou vlees. Dit is tog met jou lyf wat jy die verkeerde doen. En gaan dink maar aan die 10 gebooie. As dit nie jou mond is wat iemand beledig of vloek nie, as dit nie jou hande is wat 'n ander man se goed steel nie, dan kan dit nie gebeur nie. En dan sê Paulus, hy gebruik 'n baie mooi woord, hy sê ons is uitverkoop aan die sonde. En dis nogal 'n baie sterk woord wat hy gebruik, wat baie teruggryp na die slawediens. Hy sê eintlik vir ons, man, ons is gekoop deur hierdie mag van sonde, en hierdie mag van sonde het nou ons nuwe baas geword, en ons is dus ten volle magteloos teenoor hierdie nuwe baas. Ons bestaan net vir die plesier en die beheer van hierdie baas. Hierdie mag van sonde. Paulus wil vir ons baie duidelik laat verstaan, dit is nie oor 'n onkunde van wat verkeerd en reg is dat ons die sonde doen nie. Hy sê ons weet wat reg en verkeerd is, want ons weet wat die wet sê. Die probleem is dat ons magteloos is. Dat ons soort van marionette geword het van hierdie mag wat oor ons lewe heers. Iemand anders trek die touwtjies. God se wil is geestelik. Dit is goed
Die mense wil is verslaaf totdat God in die mense lewe ingryp. Totdat daai oomblik kom en jy hierdie stryd heeltemal prysgee. En daarom vind hierdie stryd ook in ons plaas. Daarom is daar hierdie stryd tussen goed en sleg baie keer in ons, om ons by 'n punt te bring waar ons wel voor God kan kom staan en sê, Here, nou's ek gedaan. Nou's ek moeg. Ek het nie meer lus hiervoor nie. Hierdie mag van die sonde verdeel ons aan die binnekant, maak dat ons verhoudings met ander uitmekaar uitval, terwyl ons weet wat reg is. En wat goed is vir ons, doen ons tog nog die heeltyd die verkeerde. En weet julle wat? As ons na die versoeking van Jesus in die woestyn gaan kyk, julle moet mooi gaan lees, selfs die Satan weet wat reg en wat verkeerd is. Gaan kyk 'n bietjie. Hy weet dat Jesus nie voor hom mag kniel nie en hom mag aanbid nie, maar hy versoek hom tog. Hy weet dit. Selfs Satan weet wat reg en verkeerd is. Sonde is word eintlik hier beskryf as hierdie okkuperende mag. Ons is soos 'n gekaapte gebou daar in Johannesburg, nee, waar al die buitelandse vreemde immigrante ingetrek het. Voel nogal partykeer so, nee. Dis 'n mag wat ons domineer. Hy domineer die onverloste mens. Vers 18 sê Paulus, ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie, maar in my vlees. Ten spyte daarvan dat ek die beeld van God is, het ek nie die vermoë om die goeie te doen nie. Daar is eerder 'n ander wet wat in my aan die werk is. As ek die goeie wil doen, is die kwade daar om uiteindelik vir my 'n beter aanbeveling vir die lewe te gee. So dink ons. Paulus besef dat wat hy doen verkeerd is, en daarom kom hy uiteindelik by die vraag uit. En dis 'n belangrike vraag wat ons ook vir onsself vanoggend moet vra. Wie sal my verlos van hierdie doodsbestaan? Weet julle wat tref my vriende? Hy vra nie hoe gaan ek hiervan bevry word nie. Hy vra nie wat moet ek doen nie. Hy vra wie gaan my van hierdie doodsbestaan bevry? En dan is sy antwoord vir my so ongelooflik treffend. Hy begin nie deur onmiddellik in te val en te sê wie is nie. Hy begin met 'n stuk lofprysing. 'n Stuk lofprysing wat die hemel en die aarde moet vul. Want die wie verdien in die heel eerste plek al ons lof en ons aanbidding
voor enigiets anders. Daardie persoon is Jesus Christus, ons Here. In vers 25 gee Paulus ook nie vir ons 'n metode nie. Hy sê nie vir ons, hier is die 10 stappe, hoe ons uiteindelik by Jesus kan uitkom en hierdie mag van die sonde uit ons lewe kan verwyder nie. Hy gee vir ons 'n verlosser. Hy sê hier, kom ontmoet vir Jesus Christus. Hy wat die Here van ons lewe is. Volgende week gaan ons hierdie verlosser dan in meer detail ontmoet. Dalk vir party vir die eerste keer reg. En miskien vir baie van ons ander die hoeveelste keer wanneer ons met hoofstuk 8 begin. Amen. Here, daar is hierdie stryd binne ons. Tussen die goeie en die slegte. Ons weet wat reg is, tog hou ons aan om te doen wat verkeerd is. As ons onsself weer betrap, dan het ons oor iemand sleg gepraat, het ons met naaiwer en jaloesie iemand anders goed begeer. So sou ons kon opnoem wat ons alles verkeerd doen. Maar danksy Jesus Christus, dankie dat u seun gekom het na hierdie wêreld toe, Here, om ons van hierdie mag, wat so 'n invloed, 'n oorvloed in ons lewe is, uiteindelik sy magte kan kom breek. Sodat ons nou nie meer vir die vlees lewe nie, maar vir die Gees, wat Christus is. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat u nie vir ons 'n klomp reëls kom gee het om uiteindelik van hierdie mag ontslae te raak nie. Maar dat u iemand vir ons kom gee het, in wie se voetspore ons kan volg. Amen.